u nog nie los is, dit is u se aand om los te kom. As u nog nie vry is, dit is u se aand om vry te kom. Ons arresteer elke gees in die atmosfeer. Ons wyke arrestatiebevel. Want die Here is hier om jou lewe volkome te herstel. Kom ons bid saam, dierbare God, Hemelse Vader, wat te voorige aan die kant van Beaufort te staan, om die evangelie te verkondig, dat Jesus hy red en hy genees, en hy doop ons met sy gees. Wat ons vanavond gemaakt het, as ons u nie gekend in die kracht van die opstanding. Nie kon ons voorbij gegaan het, Here, u het baie voorbij gegaan, maar u het ons nie voorbij gegaan, Here. Want ons was die zaad van Abraham, een uitverkieste volk. Ons is geroep, sê die Bijbel, vir een tyd soos dit. Ons kyk aan die godsman aan opstaan. Kyk aan die godsvrou moet opstaan. Ons is geroep vir een tyd soos dit. Sien in die woord tot die kinderse harte. In Jesus' naam. Amen en amen. Ek begroet vanmiddag die gesag van die Here as de Kadi, daar is een godsman, as de Perries, Beaufort West, vader van die huis, begroet in die naam van die Here Jesus. So ook Pastor Wenzel, aan die kant vanaf George, so ook ons ouderling, Golly, Jaken, gelowiges, die bruid van Christus, begroet ons in die wonderlijke naam van die Here Jesus Christus. Elke godsman wat die staan, elke godsvrou, weet jy maar dat die is begroet. Ons groei die hele kabinet van die Here. Die gesag van God. Want die Bijbel sê, raak my gesalfdes nie aan. En doen my profete geen kwaad. Ons respect, die gesag, die grond waarop ons staan. Familie wat vir ons die kracht gegee het, kom ek sê vir u vanavond, daar is 'n sending op pad na die huis. Waarvoor lang die deure oop? Waarvoor lang die deure oop en daar is 'n sending op pad na die huis. Want die Bijbel sê, die geringste wat julle doen aan my kinders, dat doen julle aan my. Ek wil vir iemand sê wat lang laas geseend was, kom haal jou sending vanavond. As jy nog nie werk het, kom haal jou werk vanavond. As jou kind nog nie by die Here is, kom los vanavond. As jy nog nie by Golgotha uitgekom het, staan nader, vanavond is jou aand. Ek praat nie van môre aand, vanavond is jou aand. Halleluja. Kom ons lees die woord van die Here. 'n kort skrifgedeelte, Lukas 7, wel bekend vanaf vers 44. Jesus praat hier met Simon, hy sê, daarop draai hy om na die vrou en sê vir Simon, sien jy hier die vrou? Ek het in jou huis gekom. Halleluja. Hy sê, ek het in jou huis gekom, water het jy nie vir my voete gegee nie. Maar sy het met haar trane my voete nat gemaak en met die hare van haar hoof afgedroog. 'n soen het jy my nie gegee nie, maar sy het, vandat sy ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Daarom sê ek vir jou, haar sondes wat baie is vergeef. Hier waar die Here sê die lesing van die woord, in Jesus heilige naam. Amen en amen. Kom ons die Here so prys. Amen. Ek voel dat ek die baadjie moet uittrek. Ek voel dat ek die baadjie moet uittrek. Want die Bijbel sê, Moses trek uit jou skoene. Hy sê, want die grond waarom jy staan, hy sê, is heilige grond. Nou daar die grond waarop Moses gestaan het, is maar net so die grond van vandag. Daar was niks anders aan daar die grond. Maar wat daar die grond anders gemaakt het is, Jesus, die God van hemel en aarde, hy was teenwoordig. En omdat hy heilig is, het hy die grond ook heilig gemaakt. Kom ek verklaar die grond waarop ons staan vanavond, dat is heilige grond. Stap so 'n bietjie op heilige grond op vanavond.
stap op die heilige grond op, want die grond daarop ontstaan as heilige. Yes, amen. Ek wil vanaand praat oor 'n volle herstel. Halleluja! Nie 'n halwe herstel nie. Nie 'n 50% herstel nie. Nie 'n 80% herstel nie. Nie 'n 70% herstel nie. Ons praat vanaand van 'n volle herstel. En ons wil begin in die Bybel by Genesis hoofstuk 1. Ek sal nie lank wees nie. Die Bybel sê God het die hemel en die aarde gemaak. En alles wat God gemaak het hy gesê, dit is goed. Want het was lieflik en het was pragtig geweest. Maar die Bybel sê die 6de dag, toe rig God uit die stof van die aarde, het hy die mens gemaak. En die Bybel sê, nadat hy die mens gemaak het, toe verander God se woordeskat. Toe verander God se beeldspraak. Toe verander God se terminologie. Ek is in onderwysers, want ek onderwys op praat. Halleluja. Toe verander God se hele taal gebruik. En God sê nie meer, dit is goed nie. Toe hy die mens maak, toe sê God, dis baie goed. Amen. Want die mens was die naaste spesie aan God gewees. Van die hond en die boom en die zebra en die leeuw met sy prachtige manhare. Daar is een verskil tussen die mens en die natuur. Die boom gee vir ons suurstof. En ons het dit nodig om te lewe. Maar die boom het nie 'n siel nie. Die hond beskerm ons saans. En ons is baie lief vir ons honde. Maar die hond het ook nie 'n siel nie. Al spesie op die aarde wat 'n siel het, die Bybel sê, dit is die mens. Dat kom God gesê het, na hy die mens gemaak het. Dit is nie meer goed nie, maar dit is baie goed. Want die siel wat in die mens is 'n gedeelte van wat in God was. Amen. En toe hy sy siel in die mens plaas, toe draai 'n sekere mate van gesag, 'n sekere mate van autoriteit. Hierdie autoriteit was so fenomenaal, dat nadat God Adam gemaak het, toe sê God, nou gaan ek rus. Toe sê God, nou gaan ek rus. Want ek het nie meer nodig om te spreek nie. Adam sal die werk voltooi. Die Bybel sê God het die diere gemaak, maar Adam het vir hulle name gegee. En as Adam vir die leeuw gesê het, leeuw, jou naam is leeuw. Die leeuw kon nie terugbrul nie. Die leeuw kon nie terugpraat nie. Hy moes die naam aanvaar wat Adam vir hom gegee het. God het nie die diere name gegee nie. Adam het die diere name gegee. Amen. Toe Adam sê olifant, jou naam is olifant. Daar was geen vorm van redenasie of terugpraat nie. Adam het die God bekom van Eden. Want al die gesag wat in God was, het hy binne in Adam geplaas. Nou verstaan jy hoekom die Here sê, dit is baie goed. Kom ek gee nie 'n compliment vanaand. Daar is geen beter spesie as die mens. En as hy ook in 'n gevalle toestand, hy is nog steeds 'n basic myl hoër as die hond. En as ons op ongevalle, daar is 'n siel aan die binnekant,
wat nog steeds resoneer, dat vibreer, dat sê amen, dat sê halleluja, dat sê prys die Here. En u weet, God gee die mens net een gebod. Hy sê van al die bome in hierdie tuin mag jy eet. Maar van die boom van kennis goed en kwaad, bly weg daar so. Bly weg daar so. Daar was die 10 gebooie nie, net een gebod. Van al die bome mag jy eet, maar nie van die boom van kennis goed en kwaad nie. En die vrou luister na die slang. Sy eet van daardie boom. Vriende, die dag toe ons God se woord oortree en God se gebod oortree, van daardie dag af is die mensdom op pad afgerand. Want God is baie spesifiek op sy woord. Is baie ernstig op sy woord. Hy gee nie sy woord vir spek en bone. As God iets gesê het, bedoel wat hy sê. Dis kom die Bybel sê, hemel en aarde sal verbygaan, maar sy woord sal bly staan tot in alle ewigheid. As God 'n woord spreek, bedoel wat hy sê. Amen. Want die Bybel sê hy is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. En jy weet, toe die mens God se gebod oortree, halleluja, die Bybel sê, staan God op en sê, hy kom af na die tuin van Eden. Hy vraag Adam, waar is jy? Adam, waar is jy? Adam, waar